geliefde broers en susters en baie hartlik welkom in ons erediens vanoggend, ook aan besoekers wat vandag hier by ons is en almal wat via sosiale media inskakel by ons erediens vandag. Mag dit so wees dat ons tydens hierdie erediens opnuut weer gevul sal word met God se nabyheid, met sy liefde vir ons en bewus sal wees daarvan dat God elke dag die lewenspad saam met ons stap. Ons as gemeente het vandag ook die groot voorreg om 7 lidmate die geleentheid te gee om openbare belydenis van geloof af te lê en dan op daardie wyse belydende lidmate van die kerk van Christus te word. Ek dink almal van ons is dit eens en het dit self al gehoor toe ons belydenis van geloof afgelê het, dat die roeping van die kerk was nog altyd om die blye evangelie van Jesus Christus in die wêreld te gaan verkondig. Ons het daardie roeping gekry by Jesus Christus self, soos ons onder andere lees in Matteus 28, waar Jesus dan die opdrag gee om juist te gaan verkondig oor die hoop en die verlossing wat daarin moontlik is. Die roeping van die kerk is om die lig van hoop, van vergifnis en van verlossing in die wêreld te laat skyn. Maar hierdie roeping is nie net die verantwoordelikheid van 1 of 2 persone binne die kerk nie. Hierdie roeping is die opdrag van almal in die kerk. Elke persoon het die verantwoordelikheid om die lig van die evangelie te laat skyn. Die lig van die evangelie brand in elke kerk vir die blye evangelie van Jesus Christus suiwer verkondig. En dit is juist hier binne in die kerk waar ons as lidmate van die kerk dan met die geleentheid kry om opnuut weer versterk te word in ons geloof. Opnuut weer versekering te kry dat daardie hoop van verlossing en van vergifnis en van die ewige lewe is deel van ons lewens omdat ons glo in Jesus Christus. Dis hier binne in die kerk waar ons opnuut weer aangemoedig word om die vlam van hoop in ons lewens te laat brand en te volhard met die evangelie tot aan die einde, soos die Hebreërskrywer vir ons sê. Dis hier binne in die kerk waar ons opnuut weer die geleentheid kry om ook die vlam van geloof wat in elkeen van ons brand weer te kom aansteek. En vanoggend sal jy sien, voor die kansel staan 'n hele klompie kersse. Ons gaan die groot kers aansteek wat dan simbolies is van die lig, die lamp, die vlam van die evangelie wat ons as gemeente laat brand. En vanoggend se kampesante wat 'n openbare belydenis van geloof aflê, kry dan die geleentheid om daardie vlam van ons gemeente as die bron te gebruik waaruit hulle ook hulle eie geloof, hulle eie hoop en hulle eie uitleef van die evangelie te kan kom aansteek. En op daardie selfde manier aanvaar hulle dan ook die verantwoordelikheid om soos die kerk en saam met die kerk die evangelie van Jesus Christus te gaan uitleef. Ek gaan vanoggend vir ons gemeente skryf met 'n tooi vra om vir ons dan die gemeente se kers te kom aansteek. Simbolies van die lig wat ons as kerk in die wêreld laat skyn. Broers en susters, kom ons raak net vir 'n oomblik stil en in ons gebede dink ons daaraan. Hierdie vlam wat hier voorbrand, is dieselfde vlam wat God in elkeen van ons geplaas het. Kom ons raak net stil.
susters, die Here het gesê, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Geliefde broers en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en van die Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, vanoggend soos ek reeds in die begin gesê, het ons as gemeente die voorreg om 7 lidmate die geleentheid te gee om belydenis van geloof af te lê. Ons het 3 volwasse katekesante en 4 finale jaar katekesante en ek roep hulle dan ook in hierdie volgorde en elkeen se naam in alfabetiese volgorde om dan vanoggend hier voor die kansel te kom staan. So die volwasse katekesante Anja Forsie, Nelmarie Meyer en Andries Pretorius. Ons finale jaar katekesante is die volgende: Romai Boshoff, Lenay Fourie, Marius Stein en Ashley van den Heever. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die kerkraad het om daarvan vergewis dat hierdie broers en susters behoorlik gekatekiseer is en dat hulle geloofskennis en hulle gesindheid sodanig is dat hulle toegelaat kan word om belydenende lidmate van die kerk van Christus te word. In die naam van God en in die teenwoordigheid as sy gemeente wil ons hulle nou die geleentheid gee om openlik te bely dat hulle in die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees glo. U wat u geloof so wil bely, dan eers hoor hoe groot voorreg en verantwoordelikheid dit is om 'n belydende lidmaat van die kerk van Christus te wees. Die barmhartigheid van God is so groot dat hy deur sy woord en gees aan ons geloof skenk, waardeur ons vas en seker weet dat ons deur Jesus Christus van ons sonde verlos is. En al besef ons dat ons nog voortdurend teen God sondig en altyd geneig is om die slegte te doen, glo ons dat God ons, sonder dat ons dit verdien, op grond van sy genade vryspreek
vanweë die verlossing deur die Here Jesus Christus. Hy is immers op grond van ons oortredings oorgelewer en hy is opgewek, sodat ons vrygespreek kan word. En aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Daarom glo ons dat Christus ons lewende lidmate van sy kerk gemaak het. Ons glo dat God ons deur die regte verkondiging van sy woord en die bediening van die sakramente volgens die instelling van Christus steeds in die geloof wil versterk, sodat ons in sy kerk bruikbaar kan wees, voorberei vir enige goeie diens. Om so diensbaar te kan wees, moet ons ook elke dag getrou en ywerig die woord van God lees en bestudeer en God vra dat hy ons daarin deur die Heilige Gees sal lei. Ons glo dat almal verplig is om by die ware kerk aan te sluit en daarmee te verenig en so die eenheid van die kerk te bewaar. Daarom onderwerp ons gewillig aan die leer en tug van die kerk. Ons is immers die gebou van God wat opgerig is op die fundament van die apostels en profete. 'n Gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie ons ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Sodat dit vir die gemeente duidelik kan wees dat hierdie geloof ontvang het, daarom ook bereid is om hierdie diens in dankbaarheid teenoor die Here te verkondig. Gee ons vandag vir die geleentheid om die geloof openlik te bely. Maar alvorens ons daardie geleentheid kry, kom ons sluit vanoggend die oë en dan bid ons saam. Ons almagtige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Here, vanoggend kom ons in diepe dankbaarheid in U teenwoordigheid staan. Here, ons is dankbaar dat ons U mag aanbid as die Skepper God, die God wat alles gemaak het, die God wat alles tot vandag toe in stand hou. Ons kom dankie, Here, dat ons U mag aanbid as die verlosser God, die God wat ons ellende as gevolg van ons sonde raak gesien het en vir ons uitkoms gebring het deur die Seun Jesus Christus, hom gestuur het om in ons plek 'n vervloekte dood te sterf aan 'n kruishout. Ons kom vandag in diepe dankbaarheid in U teenwoordigheid staan, Here, omdat U die God is wat by ons is. Die God is wat daagliks die lewenspad saam met ons staan, wat ons lewens rig en lei, wat ons versorg, wat ons beskerm. Ons dank U, Here, dat ons die voorreg het om elke dag in 'n verhouding met U te mag leef. Here, dit is dan ook 'n diepe afhanklikheid dat ons vandag in U teenwoordigheid kom staan. Want dit is U onderhouding waarna ons elke dag smag. Veral wanneer ons bid, Here, gee ons vandag ons daaglikse brood. Here, dit is 'n diepe afhanklikheid dat ons voor U kom staan, want ons weet, Here, daar is vir ons geen sin en geen hoop hierdie lewe as ons die Seun Jesus Christus se hand los. Dankie, Here, vir die verlossing wat U reeds vir ons daar gestel het. Here, ons dankie dat U daagliks net 'n gebed ver van ieder en elk van ons af is. Dat U soveel liefde, soveel bemoeienis met elkeen van ons maak, dat U selfs luister na ons gedagtes. Here, dankie vir U kerk. Dankie, Here, dat ons in afhanklikheid as 'n kerk en ons gemeente vandag na U toe kan kom en ons gebed dan is, Here, versorg self U kerk. Seën U kerk krag, insig, met wysheid, om in 'n duister, in 'n donker wêreld daar buite, die lig van U evangelie te laat skyn. Ons is in ons harte diep daarvan bewus, Here, dat U self U kerk in stand hou. En vanoggend het ons ook weer die voorreg om dit met ons eie oë te kan aanskou, wanneer hierdie 7 lidmate van die kerk openlik bely
dat hulle in U, die drie-enige God, glo. Openlik bely, Here, dat hulle op U vertrou. Openlik dat ook vandag bely, Here, dat hulle die verantwoordelikheid aanvaar, saam met U kerk, en soos U kerk, ligdraers van U evangelie te wees. Ons gebed vir ieder en elk van hulle is, Here, sterk hulle. Lei hulle elke dag. Wees hulle genadig. Here, stort U seën ryklik oor ieder en elk van hulle uit. En dit kan ons alleen kom bid. Naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Geliefde broers en susters wat vandag openbare belydenis van geloof sal aflê, moet nou eerlik op die volgende 4 vrae antwoord. En ek gaan elkeen van u geleentheid gee om dit dan te doen. En nadat u klaar geantwoord het op die 4 vrae, dan kan u geleentheid kry om dan vir uself ook 'n kers aan te steek. Simbolies daarvan dat die krag wat u nodig het, die bystand wat u nodig het en die geloof wat voortdurend groei in elkeen van u se harte, se bron lê in die kerk van die Here. Die bronkrag en die groeikrag van ons geloof lê in die Here Jesus Christus self, wat vir ons die lig in hierdie wêreld is. Om dan openlik openbare belydenis van geloof te laat aflê, gaan ek elkeen van u geleentheid gee om die volgende vrae te antwoord. Anja, jy kan gerus na vore kom. Bely jy soos die kerk en saam met die kerk dat jy glo in die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, wat ons van die sonde en die dood verlos het. Onderneem jy om by hierdie belydenis bly, jou voortdurend tot die Here te bekeer en steeds te bid dat die Here dit alles in jou sal volvoer. Beloof jy om jouself diensbaar te maak en na die beste van jou vermoë met toewyding, die groei en vooruitgang van die Nederduits Hervormde Kerk van Afrika en so van die een heilige algemene Christelike kerk vorder. Beloof jy ook om jou te onderwerp in kerklike opsig en kerk. Anja Forsie, wat is hier op jou aan? Nou maar die Meyer. Bely jy soos die kerk en saam met die kerk dat jy glo in die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, wat ons van die sonde en die dood verlos het. Onderneem jy om by hierdie belydenis te bly en jou voortdurend tot die Here te bekeer en steeds te bid dat hy dit alles in jou sal volvoer. Beloof jy om jouself diensbaar te maak en na die beste van jou vermoë en met toewyding die groei en vooruitgang van die Nederduits Hervormde Kerk van Afrika en so van die een heilige algemene Christelike kerk te bevorder. Beloof jy ook om jouself te onderwerp die kerklike opsig en dig. Nou maar wat is hier op jou antwoord? Andries Pretorius, bely jy soos die kerk en saam met die kerk dat jy glo in die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, wat ons van die sonde en van die dood verlos het. Onderneem jy om by hierdie belydenis te bly en voortdurend tot die Here te bid dat hy dit in jou steeds sal volvoer. Beloof jy om jouself diensbaar te maak en na die beste van jou vermoë die groei en vooruitgang van die Nederduits Hervormde Kerk van Afrika te beëindig en so ook die van die een heilige algemene Christelike kerk. Beloof jy ook om jouself te onderwerp in die kerklike opsig en dig. Andries, wat is hier op jou antwoord?
Toe my Boshoff, beloof jy soos die kerk en saam met die kerk, dat jy glo in die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, wat ons van die sonde en van die dood verlos het. Onderneem jy om by hierdie belydenis te bly, jou voortdurend tot die Here te bekeer en te bid, dat hy dit steeds in jou sal vervoer. Beloof jy om jouself diensbaar te stel en in die beste van jou vermoë en toewyding, die groei en vooruitgang van die Nederduits-Hervormde Kerk van Afrika en so van die een heilige algemene Christelike kerk te bevorder. Beloof jy om jouself te onderwerp in kerklike opsig en te glo my wat is hier op jou antwoord. En hy vir u, bely jy soos die kerk en saam met die kerk, dat jy glo in die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, wat ons van die sonde en die dood verlos het. Onderneem jy om by hierdie belydenis te bly, voortdurend jou tot die Here te bekeer en steeds te bid dat hy dit in jou sal vervoer. Beloof jy om jouself diensbaar te stel en na die beste van jou vermoë met toewyding, die groei en vooruitgang van die Nederduits-Hervormde Kerk van Afrika en so van die een heilige algemene Christelike kerk te bevorder. Beloof jy ook om jou in kerklike opsig en te onderwerp. Renay, wat is hier op jou antwoord? Marius Stein, bely jy soos die kerk en saam met die kerk, dat jy glo in die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, wat ons van die sonde en die dood verlos het. Onderneem jy om by hierdie belydenis te bly, jou voortdurend tot die Here te bekeer en steeds te bid, dat hy dit in jou sal vervoer. Beloof jy om jouself diensbaar te maak en na die beste van jou vermoë met toewyding, die groei en vooruitgang van die Nederduits-Hervormde Kerk van Afrika en so van die een heilige algemene Christelike kerk te bevorder. Beloof jy ook net onderwerp in die kerklike opsig en te. Marius, wat is hier op jou antwoord? As jy voor die lewe, bely jy soos die kerk en saam met die kerk, dat jy glo in die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, wat ons van die sonde en van die dood verlos het. Onderneem jy om by hierdie belydenis te bly, jou voortdurend tot die Here te bekeer en te bid, dat hy dit alles in jou sal vervoer. Beloof jy om jouself diensbaar te maak en na die beste van jou vermoë en met toewyding die groei en vooruitgang van die Nederduits-Hervormde Kerk van Afrika te bevorder en so ook van die een heilige algemene Christelike kerk. Beloof jy ook om jouself te onderwerp in die kerklike opsig en te. As jy wat is hier op jou antwoord? Vanweer die feit dat die gedoop is en op grond van die belydenis wat u sopas afgelê het, verklaar ons elkeen van u nou tot belydende lidmate van die kerk en nooi ons uit om gereeld saam met die gemeente by die tafel van die Here aan te sit. Die God van genade wat u in Christus geroep het om in sy ewige heerlikheid te deel, sal u belydenis bevestig en u steeds deur sy woord en gees lei en versterk. Amen. Kolossense 3 vers 12 tot 17 lees ons, julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. Daarom moet julle mee lewe,
goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid sal bring. Vrede wat Christus gee, sal in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Dankbaarheid in julle harte met julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus Christus. Dank God die Vader deur hom. Geliefde broers en susters, ek gaan nou af om vir elkeen van hierdie nuwe lidmate, leidende lidmate, 'n handdruk te gee en sodra ek weer terug is op die kansel, gaan ons hulle as 'n seënbede toesing uit die 268. Ons sê hulle die seënbede toe uit Lied 268. Vandag saam met die woord van die Here uit die Nuwe Testament, die eerste brief wat Paulus geskryf het aan die Tessalonisense. Ons gaan daar uit hoofstuk 3 uitlees van vers 1 af tot by vers 13. Die skriflesing 1 Tessalonisense 3 van vers 1 af. Daarom, toe ons dit nie langer kon uithou nie, het ons dit goed gedink om alleen in Athene agter te bly. En het ons Timoteus gestuur, ons broer, medewerker van God vir die evangelie van Christus, om julle in julle geloof te versterk en te bemoedig, sodat niemand deur hierdie beproewinge ontstel word nie. Julle weet tog self dat ons daartoe bestem is. Want ook toe ons by julle was, het ons herhaaldelik vooraf vir julle gesê dat ons verdruk sal word. Iets wat, soos julle weet, inderdaad gebeur het. Daarom het ek ook, toe ek dit nie langer kon verduur nie, vir Timoteus gestuur om vas te stel hoe dit met julle geloof gaan en of die verleier julle nie miskien verlei het en ons moeitevolle arbeid vergeefs was nie. Waarvan dat Timoteus van julle af by ons aangekom en die goeie nuus van julle geloof en liefde aan ons oorgedra het, dat julle deurentyd goeie herinneringe aan ons het en daarna smag
om ons te sien soos ons vir julle. Is ons, wat julle betref, broers, te midde van al ons nood en verdrukking, vertroos deur julle geloof. Want nou leef ons, mits julle vas in die Here bly staan. Watter dank kan ons immers na behore aan God bring oor julle, vir elke vreugde, oor julle wat ons voor ons God het. Terselfdertyd smeek ons bedags en snags baie ernstig, julle van aangesig tot aangesig te mag sien, en om te kan voorsien wat in julle geloof by julle breek. En mag God ons Vader self en ons Here Jesus ons pad na julle rig. Mag die Here julle liefde vir mekaar, vir almal laat toeneem en oorvloedig maak, sodat ons liefde vir julle, soos ons liefde vir julle ook is. Mag hy julle harte versterk, sodat julle met die koms van ons Here Jesus saam met al sy heiliges onberispelik in heiligheid vir ons God en Vader kan wees. Amen. Ons lees dit tot sover, geliefde broers en susters. Is my woord nie so nie, is die uitspraak van die Here, soos 'n hamer en 'n vuur waarmee klippe stukkend gebreek word. Was maar nog 'n jong gemeente gewees. 'n Jong gemeente wat nog nie werklik op hulle eie voete kon staan. Hierdie gemeente was een van daai gemeentes wat 'n sterk geestelike leier nodig gehad het om die gemeente se geloof, die lidmate van die gemeente se geloof te versterk en aan te moedig sodat hulle geloof kan groei. En Paulus wou baie graag by die gelowiges in Thessalonika gebly, om juist dit vir hulle te doen, om hulle te laat groei in hulle geloof, om hulle geloof te versterk. Maar weens die geweldige vervolging wat uitgebreek het van die Christene,
veral onder die bevel van keiser Nero, moes hy vlug vir sy lewe. Moes hy en sy medegelowiges vlug om weg te kom van hierdie vervolging. Paulus skryf nou 'n brief van die gelowiges in Thessalonika. En hy skryf hierdie brief al die pad van Korinthe af, want hy is besorg oor die gelowiges in Thessalonika. En hy het besluit om vir Timoteus na hulle te stuur, om juis hulle geloof as gemeente en as lidmate van die kerk te gaan versorg, en om bietjie onderhoudwerk te doen, instandhoudingswerk te doen, aan die geloof wat hy alreeds aan hulle verkondig het. En daarna, dan bring Timoteus vir hom die baie goeie nuus oor die geloof van die Tessalonisense. En Timoteus sê vir Paulus, dat hulle staan sterk in hulle geloof, te midde van vervolging, te midde van die uitdagings, te midde van die feit dat daar niemand anders is wat hulle kan bemoedig in hulle geloof. Hulle staan standvastig in hulle geloof. Groot verleier het nie daarin geslaag om hulle te verlei. En Paulus skryf hierdie brief van die gelowiges, juis om hulle verder aan te moedig in hulle geloof, om sy blydskap met hulle te deel, en dan ook om self 'n bietjie onderhoudswerk, instandhoudingswerk aan hulle geloof te doen. Onderhoud van enige gelowige se geloof is baie belangrik. En kom ek verduidelik dit vanoggend aan die hand van 'n insident wat op die 10de Junie 1990 gebeur. Om 8:20 in die oggend op die 10de Junie 1990 styg die British Airways se vlug 5390 op vanaf Birmingham lughawe op pad na Malaga lughawe in Spanje. 'n Kort vlug, intense vlug. Die eerste offisier, Alistair Aitchison, behartig die opstyg van die vliegtuig en die vlug. Kort daarna die vliegtuig in die lug is, oorhandig hy die vliegtuig aan die vlieënier, kaptein Tim Lancaster. Kaptein Lancaster vlieg die vliegtuig verder en 13 minute nadat die vliegtuig opgestyg op 8:33 het die vliegtuig reeds 'n hoogte van 17.300 voet in die lug bereik. En kaptein Lancaster en dan eerste offisier Aitchison is besig om hulle veiligheidsgordels los te maak. Is besig om te ontspan, want die gevaarlikste deel van enige vlug is nou alreeds verby, die opstyg. En hier vlieg die vliegtuig rustig in die lug besig om sy bestemminghoogte te bereik. Die beplanning was, hier veral in die kajuit, dat die die vliegbeampte, Nigel Ogden, binnekort in die kajuit gaan instap. En dan kan hulle aan hom die opdrag gee om die lugwaardinne toe te laat om verversings en verstapperings in die vliegtuig en tydens die vlug. Iets so gebeur dit. 2 minute later, 8:35, maak Nigel Ogden die kajuit se vliegtuig, of die kajuit se deur oop. En die volgende oomblik is daar hierdie massiewe ontploffing binne in die kajuit. Die ontploffing is veroorsaak deur die linker voorruit van die vliegtuig wat losgekom en uitgeval. Dit veroorsaak 'n onmiddellike dekompressie van nie net die kajuit, maar eintlik van die hele vliegtuig. En hierdie dekompressie veroorsaak dat die vlieënier, Tim Lancaster, by die vliegtuig met daardie oop venster uitgerit. En daar hang hy halfpad by die vliegtuig uit. Gelukkig het sy knie vasgehaak aan die stuurwiel voor. En toe Nigel Ogden sien wat gebeur, gryp hy die vlieënier aan sy enkels en aan die gordel van sy broek en hy hou hom vas. Gelukkig slaag Aitchison daarin om weer beheer te kry oor die vliegtuig, nadat dit begin val het na die ontploffing. En hy gee vir Nigel Ogden die opdrag, hou nie die vlieënier vas. Almal in die kajuit is amper oortuig daarvan dat Lancaster dood is. Want nie net hang hy lewenloos by die vliegtuig uit nie, maar elke kortpop slaan sy kop, of kap sy kop op die romp van die vliegtuig. Aitchison sê vir Ogden om vas te hou aan die liggaam van Lancaster. Want as sy liggaam by die vliegtuig uitvlieg, dan kan hy dalk die linker vlek, of selfs erger,
die linker engine van die vliegtuig en die stabiliseerderstuk, wat selfs nog groter en rampspoedige implikasies kan hê. Vir 'n oomblik is daar absolute chaos op vlug 5390 van British Airways. Om 8:55, letterlik 25 minute nadat die vliegtuig opgestyg het, slaag Alistair Aitchison daarin om 'n veilige noodlanding op Southampton lughawe te maak. En tot almal se verbasing is kaptein Tim Lancaster dood. Hy het terwyl sy regterarm en sy linkerduim gebreek en sy regter gewrig is gekraak en hy het heelwat ysbrand in sy gesig opgedoen. En 5 maande later is hy weer terug op sy pos, vliegtuig. Ondersoekbeamptes wil egter uitvind wat het fout gegaan op daardie dag. Wat het fout gegaan op vlug 5390 van British Airways? En toe hulle gaan kyk na die onderhoudsskedule of die onderhoudsrooster van die vliegtuig. Jy sien hulle 27 ure voordat die vliegtuig daardie amper noodlottige vlug opgestyg het, is 'n nuwe linker voorruit op die vliegtuig geïnstalleer. Daardie selfde ruit wat uitgeval het tydens die vlug. Met nader ondersoek is gevind dat 84 van die 90 skroefies wat daardie venster in plek moet hou, was te dun gewees volgens die spesifikasies. En die ander 6 skroefies was te kort gewees. Daar was nie behoorlik en deeglik onderhoud deur die vliegtuig gedoen. En in kort, 'n gebrek aan ordentlike onderhoud aan hierdie vliegtuig het amper die lewens van 87 mense gekos. Geliefde broers en susters, as ons hierdie insident verstaan in die lig van wat Paulus hier in 1 Tessalonisense 3 skryf, ons amper sê dat die gelowiges in Thessalonika vir die eerste keer 'n nuwe geloofsvliegtuig gekry. Hierdie vliegtuig het nou al 'n paar suksesvolle vlugte agterweeg onder die leiding van kaptein Paulus wat hulle gestuur het. Maar nou het die tyd geword dat daar onderhoud gedoen word aan die vliegtuig. En Paulus stuur vir Timoteus daardie onderhoud, daardie instandhoudingswerk, hierdie vliegtuig van geloof van die Tessalonisense te gaan doen. Maar Timoteus moet ordentlike en deeglike onderhoudswerk en instandhoudingswerk doen. Hy moet na elke aspek van die gelowiges van die gemeente se geloof gaan kyk. Hy moet elke aspek van hulle geloof nagaan en seker maak hierdie gemeente se geloofslewe is reg. Hulle geloofslewe is in plek. Geliefde broers en susters, elkeen van ons wat vandag hier is, het dieselfde gawe ontvang as die gelowiges in Thessalonika. Almal van ons wat vandag hier is, het van God af geloof ontvang. Maar die feit dat ek geloof ontvang het, beteken nie dat dit verby is. Ons het nog steeds die verantwoordelikheid om onder daardie geloof te doen. En ons lidmate wat vandag nie belydenis van geloof afgelê het ook al reeds die geloof ontvang. Maar daar is vandag onderhoudswerk aan daardie geloof gedoen. Die oomblik toe jy bely, ek glo in die drie enige God. Daardie geloof is vandag opnuut weer bevestig vir die volgende vlug wat in die lewe gaan plaasvind. Want hierdie vliegtuig van geloof vlieg ons hele lewe lank met ons saam. En daarom is deeglike onderhoud in hierdie vliegtuig uiters belangrik. Net so belangrik soos wat deeglike onderhoud aan 'n regte vliegtuig nodig is. Want anders kan daar iets verkeerd gaan. Die vlieënier van ons geloofsvliegtuig is die Here Jesus Christus self. Die eerste offisier is die Heilige Gees aan boord van ons geloofsvliegtuig. En met groot kundigheid, met absolute presisie, stuur die Here God ons geloof deur die lewe. Sodat ons vreugdevolle en kommerlose vlugte deur die lewe kan geniet.
Maar die verantwoordelikheid van onderhou aan daardie vliegtuig bly steeds ons verantwoordelikheid. En ons moenie afskeepwerk doen nie. Daar's hoeveel gelowiges wat verval in daardie groef om onderhoud in hulle geloof te doen, wat eintlik maar net afskeepwerk is. Om elke oggend net so vinnige skietgebedjie na die Here te doen, op te stuur op pad werk. En dan gebeur dit ook nie elke dag noodwendig nie, so elke nou en dan. Om ook maar net soms die Bybel te lees, of om selfs kerk toe gaan, nie 'n prioriteit in jou lewe te maak nie, is afskeepwerk op die onderhoud van jou vliegtuig. En as ons afskeepwerk doen in ons geloof, dan gaan dinge verkeerd. Wanneer die lewe druk op ons toepas 23.000 voet, die siekbed, of dalk die skielike dood van 'n geliefde, of dalk 'n huwelik of 'n verhouding wat besig is om te verbrokel, of 'n finansiële probleem wat op 'n mens se tafel beland. En so kan ek die lys aanhou aanvul van druk wat die lewe op ons plaas. En die onderhoud aan jou geloof is nie deeglik gedoen. Begin jou lewe te integreer. Begin die vliegtuig van jou geloof heeltemal uitmekaar uit. Gaan dit vir jou selfs later voel asof jou vlieg nie halfpad uit die vliegtuig uit. Maar God laat ons nooit in die steek. Die Heilige Gees hou steeds beheer. Deeglike onderhoud bly steeds belangrik. Doen deeglike onderhoud aan jou geloof elke dag. Bestudeer ywerig die woord van God, soos ons vanoggend weer eens gehoor het by ons nuwe belydenende lidmate. Dis 'n belofte wat ons almal afgelê het om voortdurend besig te wees met die woord van die Here. Doen moeite. Maak tyd om met God te praat in jou gebed. Nie daar net afskeep gebedjie wat ek skielik so elke nou en dan opstuur. Woon gereeld eredienste by. Want dis hier in die erediens waar ons opnuut versterk word in ons geloof. Waar dinge wat dalk verkeerd is in ons lewens en in ons geloof reggestel kan. Dis hier die erediens waar ons opnuut weer aangemoedig word en krag kry elke dag ons geloof te gaan uitleef. Laat die Heilige Gees vandag toe om vir u ook leiding te gee in die onderhoud wat gedoen word aan u geloof. Mag die Here God elkeen van u ryklik sien. Mag hy vir die vreugdevolle vlugte in die lewe gee. Amen. Geliefde broers en susters, as 'n slotsang en as 'n gebed sing ons Onse Vader gebed in die 266 saam, waarna ons bly staan vir ons gebed.
broers en susters, ontvang die seën van die Here, gaan in sy vrede. Die God van hoop sal u deur die geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat die hoop al hoe sterker en meer oorvloedig sal wees, in die krag van die Heilige Gees. Amen.